Ons moet onthou dat Markus sy biografie van Jesus ten minste 30 jaar na Jesus se hemelvaart skryf. En soos al die ander boeke van die Nuwe Testament beteken dit dat ons in ag moet neem die skrywers skryf terugskouend. Dit maak ook dat die evangelieskrywers soos Markus en by uitstek natuurlik Johannes die Here Jesus aan ons voorstel as die koning van die konings, die oorwinnaar, wat tydens sy lewe op aarde nie eintlik nodig gehad het om enige iets te kom bewys nie, behalwe sy liefde vir die mense. En daarom het ons gelees in Markus 3 vers 27, dat niemand in die huis van 'n sterk man kan ingaan om sy besittings te steel, tensy hy eers die sterk man vasbind en eers dan sy huis kan beroof nie. En daarmee het Jesus bevestig dat hy reeds die sterk man op aarde vasgebind het. Hy het nie gekom om Satan te kom oorwin nie. Daar is geen kompetisie ter sprake nie. Die duiwel is 'n gevalle engel, hy is 'n skepsel van God. So begin Johannes dan ook sy evangelie met daardie bekende woorde: in die begin was die woord met 'n hoofletter, bedoelende Jesus Christus, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. En Paulus bevestig dit in Kolossense 1 vers 16, waar hy oor Jesus Christus praat, die Seun as die beeld van die onsigbare God. Dan sê hy, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom of vir hom geskep. Kan die Christendom tog nie net vir eens en vir altyd besef wie die Satan is en ophou om aan hom soveel onnodige erkenning te gee, asof hy vir God of God se kinders wat tempels van die Heilige Gees is, enige bedreiging inhou. Mense se ongegronde vrees vir die bose doen net afbreek aan die almag en die soewereiniteit van ons God en koning. In Lukas 10 vers 18 het Jesus tog al aan sy disippels verklaar, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. En Paulus skryf vir die Korintiërs en die Efesiërs, wat hy ook in Kolossense 2 vers 15 skryf, oor Jesus se oorwinning oor al die bose magte. Hy praat van sy triomftog. Hy skryf nadat Jesus aan die kruis op Golgotha sy werk afgehandel het hy daardeur die gesagvoerders en maghebbers, bedoelende die bose magte, ontwapen, en hy het hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. En Petrus skryf ook in 2 Petrus 2 vers 4, dat God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle oorgelewer het, deur hulle met boeye in die digte duisternis van die hel te werp, en hulle so tot met die oordeel gevange te hou. En dit sluit aan by die brief van Judas in die 6de vers. En dit maak nie saak na watter sondige engele Petrus en Judas verwys nie. Dit sluit vir my alle engele in wat gesondig het, en natuurlik ook die duiwel, want Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 3 vers 8, die duiwel het van die begin af gesondig. En in sy evangelie in hoofstuk 8 vers 44 sê hy, Satan was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. As kinders van die Here moet ons regtig ophou om te praat asof die duiwel enige kompetisie vir Jesus Christus was of is. Kom ons bly by die waarheid van God se woord en ons hou ons oë gerig op Jesus Christus, want hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde en die oorwinnaar. Kom ons prys sy naam. Here Jesus, baie dankie dat U ons God en ons koning is. En dankie dat ons as U disippels in U voetspore kan volg en saam met U in U triomftog kan loop. Dankie dat die woord ook sê, U wat deur U Gees in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Maak ons vry van enige wanopvattings of vrese vir 'n vyand wat volgens U woord deur U self ontwapen is. Ons het U baie lief. Dankie dat U ons liefhet met U oorwinningskrag en met U ewige liefde. Ons prys U daarvoor. Amen.